Doortjie. Doortjie is 'n bok. Sy het by meneer Weideman gaan woon. Hy het gereken dit sou 'n goeie plan wees om 'n bok aan te hou, al weet hy nie juis veel van bokke nie. Wat hierdie gesin van my nodig het, is 'n bok, sê meneer Weideman een oggend aan die ontbyttafel. Sommer daar en dan gaan hy uit en koop die mooiste bok wat hy kan kry. En hierdie bok is nou Doortjie. 'n Bok is 'n uitstekende grassnyer, sê meneer Weideman. Hy self is maar traag om gras te sny. Ek sal Doortjie aan 'n pen in die tuin vasmaak, dan hoef ek nooit weer die gras te sny nie. Maar dis net waar meneer Weideman 'n fout maak. Bokke is nie goeie grassnyers nie. Hulle vreet nie die gras kort genoeg af nie. Hulle pesel net aan die sappigste puntjies, dan soek hulle na lekkerder dinge om te vreet. En Doortjie is ook maar 'n bok, nes alle ander bokke. Toe sy al die sappigste grasies klaar afgevreet het, kou Doortjie die tou waarin sy vas is af en gaan soek na iets wat meer in haar smaak val. Eers vreet sy al meneer Weideman se skourose op, met blomblare, groenblare, stingels en al. Die dorings pla haar nie in die minste nie. Daarna gaan vroetel sy op haar gemak in die randbedding vol struike en blomme rond. Eintlik is Doortjie nie meer honger nie, maar sy het niks om haar besig te hou nie. Daarom gaan vermaak sy haarself met mevrou Weideman se wasgoed aan die draad. Toe meneer Weideman sien wat Doortjie met sy tuin aangevang het, is hy sommer lelik omgekrap. Toe mevrou Weideman sien wat Doortjie met haar wasgoed aangevang het, is sy net so omgekrap. Meneer Weideman het van tevore al melkkoeie aangehou, daarom is hy nie bang om Doortjie te melk nie. Hy maak haar vas, gaan haal die melkstoeltjie en emmer en begin melk. Doortjie staan stil met toe oë totdat die emmer mooi vol is. Dit was nou so maklik as koek eet, sê meneer Weideman. Maar net toe hy die laaste druppel melk uitdruk, spring Doortjie om en gee meneer Weideman 'n skop. Sy skop die emmer ook om dat die melk sommer oor die grond spat. Meneer Weideman is baie ontstoke oor die melk wat vermors is. Die volgende dag jaag meneer Weideman vir Doortjie tot in die kampie aan die onderkant van sy tuin. Hier sal jy nie meer kattekwaad kan aanvang nie, sê meneer Weideman vir Doortjie. Maar dis toe mos waar hy weer 'n fout maak. Bokke kan baie goed spring. Die kampie se omheining is reeds nie baie hoog nie. Doortjie spring met gemak daaroor en beland in die tuin van die huis langsaan. Die bure se baba is al die hele oggend buite in sy waantjie. Hy is bly om Doortjie te sien. Dis 'n baie deftige waantjie. Doortjie vreet eers die vraaiings van die kap af, toe kou sy die ribber van die handvatsel, maar dit smaak nie baie lekker nie. Daardie middag bring Doortjie doodtevrede in meneer Weideman se groentetuin deur. Toe meneer Weideman sien wat Doortjie met sy groentetuin aangevang het, is hy hoogs verontwaardig. Toe die buurvrou sien wat Doortjie met haar baba se waantjie aangevang het, is hy ook net so verontwaardig. Bokmelk is darm heerlik, sê meneer Weideman die volgende oggend met ontbyt, toe hy van Doortjie se melk in sy tee gooi. Maar meneer Weideman maak so waar weer 'n fout. Bokmelk kan wel heerlik wees, maar dis nie 'n goeie plan om 'n bok te melk net nadat groente met 'n sterk geur gevreet het nie. Dit gee aan die melk 'n slegte smaak. Meneer Weideman het Doortjie gemelk net nadat sy die hele middag in sy groentetuin deurgebring het. Nou smaak sy tee na rape en kool. Meneer Weideman verkoop toe maar al Doortjie se melk aan sy buurman wat varke aanhou. Op 'n dag besluit meneer Weideman om vir sy vrou 'n geskenk te gee. Hy het 'n ou skildery gesien van 'n bok wat in 'n pragtige bokkarretjie ingespan is. Ek sal vir my vrou 'n bokkarretjie maak, dink meneer Weideman. Dan kan sy daarmee gaan inkopies doen.
Hy gebruik 'n kas en die wiele van 'n babawaantjie om die karretjie te maak. Dit lyk nie juis soos die bokkarretjie op die prent nie, maar hy is tog nogal in sy skik daarmee. Doortjie staan doodstil met toe oë terwyl sy ingespan word. Mooi so, Doortjie, sê mevrou Weideman en gee vir Doortjie 'n suikerklontjie. Mevrou Weideman is maar skrikkerig vir Doortjie. Doortjie vreet die suikerklontjie op en sommer ook 2 knope van mevrou Weideman se kerkjas. Kom, hup, sê meneer Weideman en hy klap Doortjie op die bout. Doortjie drafstap ewe bedees by die hek uit, met mevrou Weideman regop agter haar op die bokkarretjie. Op pad winkels toe is daar 'n styl afdraand. Doortjie is skaars by die hek uit, of sy begin rieme neerlê, en daar is niks wat mevrou Weideman kan doen nie. Doortjie is 'n baie sterk bok. Sommer dadelik vlieg een wiel af. Mevrou Weideman land onderste bo in 'n heining. Gelukkig is sy nie beseer nie. Meneer Weideman is baie kwaad oor die bokkarretjie. Meneer Weideman koop vir hom 'n boek oor bokboerdery. Hy begin wonder of daar nie nog baie is wat hy oor bokke moet leer nie. Bokke is gewilde diere, lees hy. Hulle is klein en maklik om te hanteer, goed geaard en vriendelik. Doortjie is nie juist klein nie, sy is ook glad nie maklik om te hanteer nie, dink meneer Weideman. En as sy wel goed geaard en vriendelik is, dan hou sy dit net vir haarself. Hy besluit dat hy haar beter moet leer ken. Doortjie lê in die bokskuur. Sy lyk glad nie gesond nie. Is jy siek, Doortjie? Vra meneer Weideman. Hy probeer haar met lowwe van geelwortels paai. Maar Doortjie wil geen lowwe hê nie. Sy lê net daar agteroor in die hooi en sy lyk maar braaioulik. Meneer Weideman is bekommerd. Hy gaan blaai weer in sy boek oor bokboerdery. Bokke is baie swak pasiënte en gooi maklik tou op, lees hy. Daarom moet alles gedoen word om hulle weer te laat eet. Die boek noem al die kossoorte waarvan bokke hou, soos klimop, die bas van wilgerbome, sydistels, soetgras, arbeiblare, rankboontjies en pietersielie. Meneer Weideman maak al hierdie goed bymekaar en neem dit vir Doortjie. Doortjie ruik aan die emmer, maar sy vreet niks nie. Ek wonder of Doortjie nie eensaam is nie, sê mevrou Weideman. Ek dink sy verlang na ander bokke. Meneer Weideman voel ontsteld. Hy het eintlik lief geword vir Doortjie. Sy het nou wel vir hom baie sonde veroorsaak, maar hy kan nie verdra om haar ongelukkig te sien nie. Omdat sy niks vreet nie, word sy ook maar en dit bekommer hom. Hulle stuur toe maar vir Doortjie weg na 'n bokplaas waar die bokboer 'n vrou is wat alles van bokke af weet. Doortjie word dadelik beter en is gelukkig daar. Meneer en mevrou Weideman verlang nie eintlik na Doortjie nie, maar hulle sal haar nooit vergeet nie.